Julle kan julle Bybel oopmaak by 1 Samuel 1. Vader, met die woord so voor ons oop, dankie dat U deur die Gees, Here, vanoggend ook tot ons spreek. Dankie dat U ons ken, dankie dat U met ons bemoeienis maak, dankie dat U vir ons lief is. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Die titel van my boodskap is Bly vertrou op die Here. Ek wil sommer net inleidend sommer net 'n paar dinge sê. Die eerste ene is dat ek weet van baie mense wat opgehou het om die Here te aanbid as gevolg van 'n teleurstelling. Baie. Ek weet van baie mense wat 'n vraagteken plaas agter die feit, leef God regtig? Mense wat 'n vraagteken plaas agter die feit, is hy regtig 'n goeie vader? Mense wat die Here vertrou het vir iets en die Here het nou nie met die klap van die vinger gereageer soos wat hulle dit wou gehad het nie. En dan kom mense op 'n plek waar hulle sê, weet jy wat, hierdie storie is nie vir my nie. Hierdie storie is nie vir my nie. En uit dit uit, toe ek oor die goeters nou begin dink, toe begin ek nou 'n preek kry. Dit is hoe ek maar nou preke kry. Die Here praat met my oor verskillende goeters, of in verskillende situasies, en dan begin ek oor hierdie goeters dink, en dan so ontwikkel 'n preek. So kom ek vra julle nou, waaraan dink julle, of wat sal julle sê, is die enkele vers in die Bybel waaraan ons as Christene die meeste in ongehoorsaam is? Kom, is nie 'n vreeslike tricky teologiese vraag, nie? As jy nou vanoggend hierso sit en jy dink nou bietjie net so oor jouself, wat is daai ding? Kom, julle kan ook maar eerlik wees, dis net ek wat moet eerlik wees, nie? Ons gaan nie teleurgesteld wees in jou nie, ek gaan jou weer 'n druk gee en groet as jy volgende week hier kom. Ekskuus? Vertrou nie die Here nie. OK, vertrou nie die Here nie, nog ene? Kan jy nie gou vir AI vra nie? O. Dag, wie wil nog sê, wat is die ding waaraan jy die meeste ongehoorsaam aan is? Watter vers? Of is julle aan als gehoorsaam? Hierdie jong mense wat hier is, dis ek so opgewonde oor. Wat sal julle sê, is die vers wat mens aan die meeste ongehoorsaam is? Wil een van julle, jy moet die kinders se oë sien, en hulle reaksie hier, né? Waarin is jy die meeste ongehoorsaam? Net die... Dis 'n moeilike ding. Ek dink ons is baie seldom gehoorsaam aan alles wat die Here vir ons sê ons moet aan. Ja, vader, die ouens aan niks gehoorsaam nie. Maar dis 'n moeilike een om te sê. Mens probeer altyd in jou alledaagse lewe aan alles gehoorsaam wees, maar ek dink geen persoon is ooit nie. OK, waarin is jy as jy in die Bybel is die mees ongehoorsaamste? Yes. Dit is 'n baie moeilike een daai. Maar ek dink om gereeld jou Bybel te lees en gehoorsaam te wees in daai opsig. Mens wil altyd, maar mens kry dit nie altyd reg nie. Fantasties. Fantasties, dit was nie so moeilik nie. Fantasties. Nog iemand? Daar's 'n hand, wonderlik. Die gevriesde skouers gaan nou 'n bietjie los, hier's 'n hand. Wat sê jy sê? Ek sal sê baie mense, of ek vat uit my eie lewe uit, is baie keer is mense ongehoorsaam omdat mense fear of man groter is as jou fear of God. Met andere En fear of dit- man, ja, OK? Ja, fear of man, en en dit veroorsaak dat mense baie keer ongehoorsaam is en nie altyd doen wat jy moet doen nie, wat dalk 'n deurbraak vir iemand anders in sy lewe kan wees. OK, great. Tinus? Wat ek dink oor algemeen is om jou vader en jou moeder te eer. OK, great. Ek dink die groot ongehoorsaamheid van meeste mense, ek en Kleis, is om nie God elke dag eerste te stel nie. Soek allereerst die koninkryk van God. Ons is baie skuldig daaraan. Goed, Stel ander goed eerste. goed. Nog iemand? Daar's 'n hand daar in die hoek. Lekker. Ek sou sê om nie te vrees nie.
om nie te vrees nie. Julle almal is reg. Daar's nie 'n verkeerde antwoord nie. Julle almal is reg rondom dit. Hier's nog 'n hand hier voor. Kobus, jy? 1 Petrus 2 vers 1, lê dan af alle boosheid, alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. Okay, dis die kinderstories. Okay. Ek sal sê 2 dinge. Die Here sê vertrou die Here met jou hele hart, Ja. ons doen nie. Ja. En do not be fearful, be strong and courageous, and we are the opposite. We are not courageous. Okay, wil jy vir ons die uitleg van die taal gee wat sy nou net gepraat het? Nee, ek sou sê ons is geneig om ons probleem oor te gee aan die Here vir 2 minute en dan vat ons dit terug. Julle almal kan predikers wees. Dis waar. Ouens, wat ek nou hier geskryf het, né? As ek jou 'n tip moes gegee het. Dit kom baie keer op 'n koffiebeker voor of op 'n bumper sticker. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Wie weet wat sê Spreuke 3 vers 5 tot 6? Kom ek gee julle 'n tip. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kyk, is maklik om dit op 'n koffiebeker te skryf. En dit is maklik om jou koffie te drink uit daai bekertjie uit waar dit op staan, né? Dis 'n ander storie om dit te leef. Dis 'n ander storie om dit te leef. Ander storie om dit te leef. En ek is regtig waar vreeslik jammer dat ek myself altyd ontbloot hierso en dat julle hier moet weggaan met 'n baie groot teleurstelling in die ou wat nou hier voor staan, na wie toe julle so opkyk. Ouens, dis makliker vir my om te worry as om die Here te vertrou. Makliker vir my om te worry as om die Here te vertrou. Maar nou weet ek daar's van julle wat nie worry nie. Julle is, ek meen, julle worry nie. Julle is net besorgd. Julle is net besorgd. Ek is net besorgd oor dit. Ek is net besorgd oor dit. Wie van julle wat hierso nou sit, het nou sommer net hoe ek sê, ons worry te maklik. By wie het daar nou net 'n gedagte opgekom? Dis die ding waaroor ek worry. Is dit nie? Worry. Miskien is dit die komende graad 12 eindeksamen. Ek meen, Nicoline is elke Sondag in die kerk. Sy worry, sy swat, daar waar sy is. Worry. Miskien is dit dalk 'n ouer oor 'n kind. Miskien is dit jou huwelik. Miskien is dit finansies. Miskien is dit gesondheid. Waaroor jy worry? As soveel legio goeters waaroor ons besorgd kan wees. En nou het ek hierso geskryf, dit is 'n lelike ding wat ek hier geskryf het. Waaroor ons die meeste oor worry, is meestal 'n aanduiding van dit waaroor ons die Here die minste vertrou om vir jou 'n deur oop te maak. Worry is 'n aanduiding van eintlik baie keer jou ongeloof in 'n sekere area van jou lewe. Wie's graad 11, 12 wat hierso sit? Daar. Meisiekind? Oom Egbert sê nie, moenie worry oor die eksamen en ek hoef nie te leer nie, ek moet net die Here vertrou nie. Dis nie die Here wat die eksamen skryf nie. Jy skryf hom. Dit beteken nie jy moenie leer nie. Wat moet ek dan doen om die Here meer te vertrou in die area waarin ek die meeste sukkel? Wat moet ek doen? Wat is die sleutel om op te hou worry? Wat is die sleutel? En ek het gaan kyk na Hanna. Almal van julle ken vir Hanna. 1 Samuel 1 vers 2. Ek gaan net 'n paar versies lees. 1 Samuel 1 vers 2.
sê die volgende. Is nou hierdie Elkana het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna en die naam van die tweede was Penina. Ek meen, hy het klaar rede gehad om te worry, hy wat Elkana is. Maar dis nie hier hy wat geworry het nie, hier was dit, in hierdie geval was dit Hanna. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. Maar as jy nou bietjie gaan lees, dan sê die slim ouens wat die navorsing doen, Elkana het eintlik net vir Hanna gehad. Hy het nie 2 vrouens gehad nie. Hy het vir Hanna gehad, maar omdat Hanna nie kon gebaar het nie, en dit daai tyd baie belangrik was vir die voortsetting van die nageslag, het hy toe vir Penina as tweede vrou gevat. Dit is hoekom die Bybel sê hy het 2 vroue gehad, maar aanvanklik was hy dalk net met Hanna getroud. En die ander slegte ding in daai tyd, die waarde van 'n vrou was eintlik gekoppel aan die vermoë, aan die feit dat 'n vrou 'n manlike kind moes gebaar het vir haar man, sodat daai geslagslyn kon voortgaan. En nou probeer ek myself indink in Hanna se skoene. Nou probeer ek myself indink aan, wat is die vraag wat deur Hanna se kop gegaan het? Ek dink een van die eerste vrae wat deur Hanna se kop gegaan het, nadat sy so lank nie kon kinders gekry het nie, was dalk, het die Here iets teen my? Het die Here iets teen my? Ek meen, ek begeer so om 'n kind te kry, ek het so lank gebid en daar gebeur net niks. Wat het ek verkeerd gedoen? Is die Here nie dalk besig om my te straf nie? Ken julle daai vraag? Miskien sit jy vanoggend hierso en sê, weet jy wat? Ek beleef 'n soortgelyke situasie as Hanna. Is net 'n ander verpakking. Wat gaan aan dat die Here nie my gebed antwoord nie? Wat gaan aan rondom dit? Is hy regtig op 'n plek waar hy omgee? Almal praat oor God is liefde en hy's 'n goeie vader en al daai goeters. Maar gee hy regtig waarom? Vers 6 en 7. En haar mededingster, dit is nou Penina, het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen, dis nou Elkana, van jaar tot jaar, telkens as hy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. Nou, julle moet julle nou self in hierdie situasie indink, van Elkana met hierdie 2 vrouens, en dis hierdie oorlog wat tussen hierdie 2 vrouens aan die gang is. Ek meen, Penina terg vir Hanna, die blou rook uit haar uit. Ek is tog alweer swanger. Iets in daai rigting. Ek weet nie wat, ek weet nie wat gesê nie, maar ek meen, dit was vir Hanna, dink ek, absoluut ondraaglik. Ondraaglik om in daai huis saam met Penina te bly. Dit was vir haar ondraaglik om daai vrou te sien. Dit was net iets vreesliks. En jaar na jaar, as hulle opgaan Silo toe, presies dieselfde. Oor en oor en oor en oor. Daar gebeur niks aan my situasie nie. Niks. Hoe het Hanna geloof behou? Ek dink Hanna was op 'n plek waar sy vooraf besluit het. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek gaan aanhou om die Here te aanbid. Ek gaan aanhou om tempel toe te gaan, om die Here te aanbid. Maak nie saak wat gebeur of wat die Here doen of nie doen nie. Ek het 'n vooraf besluit geneem. Wat was die resultaat van hierdie vooraf besluit wat sy geneem het?
Haar vertroue en geloof in die Here het gegroei. Hoekom sê ek so? Geloof en vertroue groei nie met 'n wind van agter nie. Geloof groei met 'n wind van voor. Jy word nie fikser deur elke slag stadiger en stadiger en stadiger te hardloop nie. Jy word fikser deur vinniger en vinniger en vinniger te hardloop, verder en verder en verder. Jou geloof groei in moeilike omstandighede, nie in maklike omstandighede nie. In maklike omstandighede groei geloof nie. Geloof groei wanneer jy 'n uitdaging het. Maar dit kan ook die ander effek hê, soos wat ek aan die begin gesê het, is dat wanneer daar 'n uitdaging is, abdikeer jy en sê sorry, ek is klaar met die Here. Dan groei dit nie. Geloof groei in tye wanneer ek en jy die wind van voor het. Vers 8. En haar man Elkana sê vir haar, Hana, julle vrouens moet nou julle hier indink. Jy kan nie kinders kry nie. Penina is nou hier in die huis. Nou sê jou man vir jou, Hana, waarom ween jy? Waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek nie vir jou beter as 10 seuns nie? Ek meen, ek is hier. En as ek hier is, het jy als. Al wie jy nodig het, is net vir my. Lampie, ek praat gister met 'n ou, wat my baie goeie raad gegee het. Hy sê, hy en sy vrou stry baie. En dan sê hy vir sy vrou, luister wat ek vir jou sê, ek is reg en jy's verkeerd. Hy sê, dan is dit chaos. Hy sê, en sy vrou is verkeerd. Hy sê, maar toe het hy nou gedink, hy moet meer diplomaties wees. Hy moet hierdie ding nou verander. Hy kan nie vir sy vrou sê, jy's verkeerd en ek is reg nie. Toe kom hy nou tot die konklusie om vir sy vrou te sê, my liewe vrou, ek stem 100% met jou saam. Maar ek dink ons is wragtig nou al twee verkeerd. Right, vers 9 en vers 10. Toe staan Hana op, nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. Bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. Ek wonder wat het sy gebid? Ek wonder wat het sy vir die Here gesê? Ek meen, Eli het gedink, sy is dronk. Bitterlik. En om bitterlik bedroef te wees en om bitterlik te ween binne die konteks van jou gebed is vir my 'n teken van jou geloof in die Here en dat jy hom bly vertrou. Bly vertrou. Partykeer is trane die grootste gebed wat jy kan bid en nie woorde nie. Vers 11. Wat het sy gedoen? En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Sy kom by die Here en sy maak 'n gelofte aan die Here. Sy maak 'n gelofte aan die Here. En sy kom daar uit en Eli sien haar en Eli het met haar gepraat. Jy kan nou die hele stuk gaan luister. Vers 17 en Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe vra ek myself nou, hoe is dit nou moontlik dat sy bitterlik geween het? Sy wou nie eet nie, sy was bedroef. Sy het tot die Here gebid. Sy gaan by Eli die priester verby en hy sê, mag die Here jou antwoord en jou gebede waarmaak. En daarna eet sy en haar gelaat het verander. Maar niks het verander nie, Alet, en sy was ook nie swanger nie.
Hoe is dit moontlik dat haar aangesig anders was en sy geëet het? Iets moes in haar hart gebeur het. Iets moes in haar hart gebeur het. Iets moes in haar hart gebeur het. Wat het in haar hart gebeur? Ek dink Spreuke 3. Ek dink sy het op 'n plek gekom waar sy gesê het, Here, ek kan net my vertroue in U sit. Ek kan nie, dit is net U wat my kan help om swanger te raak. So, ek gaan my vertroue in U sit en ek gaan glo. Sy het eintlik op 'n plek gekom waar sy seker maar Spreuke 3 herhaal het. Hanna, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ek meen, sy's kwaad vir Penina. Ek dink sy's redelik die Jooste in vir Elkana. Eerste instansie dat hy nie vir Penina weggejaag het nie, en hy het vir Penina gevat het, so sy's nie lekker met Elkana nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vers 19. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here gebid en teruggegaan en by die huis in Rama gekom. Een Engelse vertaling sê, they went again and praised the Lord again. Again. Hanna het op 'n plek gekom waar sy haar hart uitgestort het en gesê het, weet jy wat, of ek swanger is, of ek nie swanger is nie, of my omstandighede verander het, en of dit nie verander het nie, I will again praise the Lord. Dis 'n besluit wat ek en jy neem. Ek sal dit weer doen, want my verhouding met die Here, die feit dat ek in God glo, die feit dat ek God vertrou, hang nie af van wat hy vir my doen nie, maar van wie hy is en wat hy sê wie hy is. Hy sê vir my, ek sê jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Hy sê vir my, ek is met jou, my naam is Immanuel. Hy sê ek is geen God dat ek sou lieg nie, sou ek iets sê en dit nie doen nie. Ek staan op sy woord. Die laaste gedeelte van vers 19. En Elkana het sy vrou beken en die Here het aan haar gedink. Madeleine, wat sê hierdie laaste gedeelte vir jou? En Elkana het sy vrou beken en die Here het aan haar gedink. Hulle het mekaar vergewe. Sy het Elkana vergewe. Elkana vergewe voor hulle by die huis gekom het, nadat hy vir haar gesê, hoor jy so, jy het net my nodig. Dit is baie moeilik om die Here te vertrou, wanneer jy weet, God kan dit doen, maar hy doen dit nie. En dan kom ek nie op die plek waar ons vir onsself die vraag vra, maar wil hy dit doen? God wil dit altyd doen, altyd, 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 altyd. Hierdie vers net, and they went again to praise the Lord, is vir my net so profound. Dit openbaar vir my Hanna se hart. Dit openbaar vir my dat Hanna 'n vrou was, wat 'n verhouding met die Here gehad het. Vers 20, en by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar, en sy het hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Wat beteken die woord Samuel? Die woord Samuel beteken die Here hoor. Die Here hoor. Die Here hoor. Hoekom het die Here so lank geneem om haar te antwoord? Hoekom het die Here so lank geneem om haar te antwoord? Ek het 'n ongelooflike openbaring gekry rondom hierdie vraag, Arne. Jy gaan graag hoor wat dit is. Ek weet nie. Ek weet nie. I don't know. Ek weet nie hoekom het die Here, so lank gevat nie. Maar wat ek weet, is dat Hanna was nie swanger nie, en sy het swanger geword. Wat ek weet, is dat Hanna in geloof gegroei het. Wat ek weet, is dat die Hanna se geloof gegroei het. Wat ek weet, is dat Hanna se verhouding met die Here gegroei het.
Ek weet dit. Ek weet dat Hanna nader aan die Here gekom het. En ek weet dat Hanna 'n ander openbaring, 'n ander oortuiging in haar hart gekry het met betrekking tot die Here. Al het dit so lank gevat. En baie keer is die Here meer geïnteresseerd in die proses waardeur ons gaan, as wat hy geïnteresseerd is in die oplossing. Baie keer is hy meer geïnteresseerd in die proses van hoe jy besig is om te verander. Ons soek net die oplossing. Ons soek die antwoord en ons soek hom gou. Ons soek hom so. En ek praat gister met iemand wat vir my sê dat as jy kyk na AI, nou moet jy iets uitwerk en jy moet nou inligting inwin. Nou werk jy 'n week aan, 2 weke daaraan, 'n maand daaraan. As jy dit op AI sit, gee dit vir jou 10 sekondes. Het jy al daai inligting? Het jy dit? So, wat is AI besig om te doen? AI is besig om die lewe vinniger te maak. Dis wat AI doen. Hy versnel die lewe. Hy versnel die lewe. Nou sê die persoon vir my, hy sê vir my, het 'n groot besigheid. Hy sê vir my, hy het besluit, hy sukkel om die Here se stem te hoor. Die Here het baie met hom gepraat en toe besluit hy gaan 4 maande sabbatical vat. 4 maande. En sê ja, en toe, wat het toe gebeur? Die Here se stem gehoor. Hy sê, dit het my 2 maande gevat om die stemme in my lewe stil te kry. En toe die stemme in my lewe stil is, toe hoor ek die Here baie duidelik. En ek besef, daar's soveel stemme in ons lewe, as gevolg van die gejaagdheid van die lewe. Wat sê hy die Baker? Go low and go slow. AI is nie slow nie. AI laat jou ophou dink, want iets anders ter dink vir jou. Dit beteken nie ons moet weghardloop van AI af nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Daar's 'n balans in alles. Maar AI gaan die lewe geweldig vinnig maak. En binne dit is ons op 'n plek waar ons niks tyd het nie. Ons is nie op 'n plek waar ons tyd het om die Here te aanbid nie. Want die lewe is nie meer so nie. En dit is eintlik 'n geweldige, moeilike besluit wat ek en jy moet neem om te sê, weet jy wat, ek gaan tyd op sy sit om die Here te aanbid. Ek gaan tyd op sy sit om die Here te aanbid. Want dit is wanneer ek in verhouding met hom is, dis wanneer hy met my praat. Dis in die moeilike situasie waarin ek is, waar die wind van voor is, waar die deurbraak kom, waar my geloof groei, waar ek vooraf 'n besluit geneem het, ek gaan vasklou aan die Here. Waar jy vooraf 'n besluit neem, jy gaan die mentaliteit van 'n bulldog hê. Daar waar boel gebyt het, hou hy. Jy gaan die Here nie los nie. En dis dit. En dis waar Hanna was. Wat sê Spreuke 3? Wat sê die koffiebeker? Vertrou op die Here. Dis maklik. Met jou hele hart. Nou is dit bietjie moeiliker. Maak nie staat op jou eie insigte nie. Die Here het my 'n brein gegee om te dink. Maar jou brein moet vernuwe wees om te dink wat God dink. Vertrou op die Here met jou hele hart. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u ons net deur u Gees terugbring na 'n plek. En dis hierdie tydperk waarin ons leef, Here, waarin ons geforseer word om te vertrou op die Here met ons hele hart. Nie op ons eie insigte nie, nie op ons geld nie, nie op ons grade nie, nie op hoe ek die afgelope 20 jaar gedoen nie. Vertrou op die Here met jou hele hart. Maak nie staat op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Moet nooit
onafhanklik raak van die Here nie. Here, help my om U altyd eerste te stel. Al weet ek hoe om dit te doen, al weet ek wat om te doen, miskien wil U hê ek moet dit op 'n ander manier doen. Miskien wil U hê ek moet 'n ander pad loop om uit te kom by my eindbestemming. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om die stem in ons lewe te wees, om vir ons te sê wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen, wanneer ons dit moet doen. Maar U het ook die Gees gegee om ons te ondersteun en te onderskraag in tye waarin ons wag op die antwoord. Here, ek sien daar in die psalms, het U die woordjie daar geskryf, Sela. Sela beteken eintlik maar, just stop for a moment, byt vas, wag op die antwoord, bly vertrou, bly glo, herkalibreer jou hart, kry jou hart weer op die Here. En dan sê U vir ons, Here, U oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wat se harte onverdeeld op U gerig is. Here, help ons om 'n onverdeelde hart te hê. Help ons om 'n onverdeelde hart te hê. 'n Hart en 'n oog wat onverdeeld op U gerig is. 'n Hart wat 'n verwagting het van U. En ek eer U daarvoor. Dankie dat ek hierdie gemeente kan seën, Here. Dankie vir elkeen wat hier is. U ken elke gebed, U ken elke versigtiging, U ken elke worry, U ken elke besorgdheid, bekommernis, U ken elke vreugde, U ken ons deur en deur. Here, dankie dat U ons vorm en dat U ons maak. Dankie dat U met ons is. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.